Ja. Jy moet nie volgens skrik vir die min mens wat jy is nie, die wegraping was nog nie gewees nie. Maar dit gaan nie, jy weet vanoggend, dit gaan nie oor getalle nie. Ons is nie hier om te kyk of die klap nog gesond is nie. Ons is vanoggend hier by mekaar, want ons is lief vir mekaar. Ons is 'n liggaam en die liggaam wil mekaar graag bedien en wil mekaar graag lief hê. En ek wil nog hoor of gaan dit met jou goed en jy hoef nou nie te worry, dit gaan met my uitsteek. Maar vir die Here is elkeen van julle so kosbaar. Ek wil net vir pastoor dankie sê vir die geleentheid wat ek het om vir julle die woord te bring. Ek wil vir Anne verskriklik dankie sê dat ek jou so op die nippertjie kon insleep en Sairo vir jou ook. Pastoor Elma wat almal gehelp het dat ons vanoggend hierdie liedjies kon sien en hoor en dat julle my ook kan hoor want ek weet nie wat daar agteraan gaan nie. Ek begin so 'n idee kry van wat hier aangaan, maar wat daar agteraan is vir my moeilik. Ek is so dankbaar vir elkeen wat help om hierdie moontlik te maak. As jy jou Bybel hier het, kan jy so lank oopmaak by Matteus 1. Ons gaan 'n bietjie daar vassteek. Ek hoop jy het jou Bybel saamgebring. Ons moet, ekskuus ek so knaan daaroor is nie, maar het jy al gewonder hoekom het ons 'n Bybel? Ek het al baie, ek vra as ek 'n weird vraag vir die Here en die laaste ruk is dit asof hy vir my sê, ek wil hê jy moet my hart ken, en hoe anders sou jy hom ken, as dit nie vir my woord was nie. Hoe sou jy geweet het, hoe dink ek? Ek seker, ek dink almal wat hier sit, kom al lank in die kerk, en jy het al baie gehoor, ons kan nie weet hoe dink God nie. Hy is 'n misterieuse God, en ons moet net vat wat ons kan toe kom, want ons weet nie hoe dink hy nie. Maar dis nie wat sy woord my leer nie. Hou jou plek daar by Matteus, dan gaan ek gou vir jou na Romeine 12 toe gaan. In my persoonlike lewe steek ek vas hierso. Hy sê in Romeine 12 vers 2, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander. Hoe verander ons? Ons probeer altyd ons gedrag verander, en ons probeer op ons, pastoor sê ons moenie aan die tandeknersklap behoort nie, moenie probeer om jou gedrag te verander nie. Die woord van God leer ons hoe verander ons. Hy sê word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Die nuwer vertalings praat van die vernuwing van jou denke. Die New King James praat be renewed, be transformed by the renewal of your mind. As jy wil anders leef, begin anders dink. Maar hoe wil hy hê moet ons dink? Hy sê word vernuwe deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie, die welgevallige en die volmaakte wil van God is. As ek en jy hierdie gebruik om te begin agterkom hoe dink God, gaan ons sy wil ken. Nie net hoe nie, die volmaakte wil. Hy het vir jou sy hart op swart en wit gesit, sodat ons sy wil kan ken.
sodat ons sy hart kan ken, sodat ons kan begin dink hoe hy dink. As jy wonder hoe dink God, hier is die antwoord. En dan kan jy begin dink soos hy dink. Hy sê, en dit sal jou transformeer. Die woord wat daar gebruik word, is in die Grieks, die woord metamorfo, waar ons die Afrikaanse woord metamorfose vandaan kry. Hy sê, as jy so begin dink, sal dit jou so verander, mense sal jou nie eens meer kan herken nie, want die een oomblik sal jy nog lyk soos 'n wurm, en die volgende oomblik gaan jy lyk soos skoenlapper. Hoekom? Want jy begin dink soos hy dink. Hierdie woord is kragtig. En hy is lewendig en hy het vandag nog lewe. Here, mag die lewe van u woord vandag kom en het lewe spreek in ons lewens in. Mag ons u hart en u gedagtes hoor en 'n begrip kry van wie u is en wie u vir ons wil wees. Dankie, Here. OK, so jy kan nou teruggaan na Matteus. Matteus 1 vers 23. So Josef kom agter sy vrou se maag begin swel en hy het niks daarmee te doen nie. En hy begin big time stress. En hy begin dink, hoe gaan ek van hierdie vrou ontslaa raak? Sonder om face te verloor, sonder om my respek in die gemeenskap te verloor. En die engel kom in 'n droom na hom toe, en hy sê in vers 23 onder andere vir hom, kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hulle sal hom Immanuel noem, as dit vertaal word, God met ons. Immanuel, God met ons. En wat mooi is in die Bybelse tyd, het 'n naam, het die persoon se karakter, sy toekoms, sy visie. Daar was soveel in 'n naam gewees, want die naam het verduidelik wie gaan hierdie persoon wees. Wat is sy identiteit en wat is sy eindbestemming baie keer? As ons dink aan die naam Adam, ons ken almal vir Adam, daai eerste ou wat ons eendag ons het almal 'n appeltjie met hom te skil. Maar Adam beteken mens, of mensdom. Dis waar die mens begin het. As ons dink aan Abraham, sy naam is eers Abram, wat beteken dit mens van heerlikheid. Hoor jy, ekskuus as ek nou nie hierbo bly nie, maar hierdie teks vandag sê God met ons. En ek dink ek weet hy het een keer op die skei geklim en daar vanaf vir 'n klomp mense gepreek, maar ek dink nie ons is vandag 5000. So ek wil vanoggend iets saam met jou beleef van God met ons. Nie op 'n droom nie. 'n kwart van jou potensiaal het nog nie eers verwesenlik. You ain't seen nothing yet. God vra vanoggend vir jou, is jy bereid om saam met te droom? Hoe groot kan jy droom? En hy wil nog meer as wat jy kan droom, wil hy vir jou verwesenlik. You ain't seen nothing yet. Want hy's God met jou. Hy staan nie een kant en kyk, hoe doen jy dit nie? Hy speel hierdie game saam met jou.
Probeer vanoggend indink as Jesus hier was, en hy het langs jou gesit, en hy sê vir jou droom. Waartoe sê jou gedagtes gaan? So Abraham word gebore en Abraham beteken vader van heerlikheid. Vandat hy gebore is hy vader. In sy eerste naam is sy identiteit, vader van heerlikheid. God kom later en hy verander sy naam na Abraham toe. En hy sê vir hom, jy sal nie net vader van heerlikheid wees nie, jy sal ook vader van baie wees. Maar gebeur het onmiddellik? Nee. Hy met sy geloof in dit wat God vir hom gesê het, met hy sy geloof hak. En die oomblik toe hy sy geloof aan dit koppel. Ek dink aan die mooi voorbeeld van Dawid. Dawid beteken geliefde. Geliefde. En God kom noem hom 'n man so na my hart. Maar hy begin met sy naam, is sy identiteit. Jy's my geliefde. En uit hom word ons Here Jesus gebore. En dan onthou jy toe die Heilige Gees op hom gekom het, toe sê hy, dit is my geliefde seun. In Dawid se naam was sy identiteit, sy toekoms, maar ook sy lineage, sy wat uit hom uitkom, sy identiteit. En dan kom God, en hy noem sy eie seun, Immanuel. God met ons. God met ons. Dis sy karakter. Dis sy identiteit. Dis wie hy vir my en vir jou wil wees. Dis God met ons. Nie God teen jou nie. Nie God op die kantlyn nie. Hy is nie vanoggend kwaad vir jou nie. Hy is nie vanoggend teleurgesteld in jou nie. Hy is met jou. So rukkie terug gebruik die Here my om vir iemand 'n woord te bring van bemoediging. En hy gee my hierdie prentjie. Ek weet ons speel nou nie baseball nie, ons is nie groot op baseball nie, maar hy gee my hierdie prentjie van 'n ou wat op 'n baseball bof staan, dink ek noem jy dit. En hierdie persoon probeer slaan, en elke keer as hy slaan, dan kyk hy, Here, was jy happy met daai shot? O, nee, nie rarig nie, okay, ek gaan nou weer beter probeer. En die Here sê, nee, dis nie het werk nie, ek is nie die ref nie, en ek is ook nie die ander span teen jou wat jy probeer uithaal nie. Ek is Christus in jou. Help, gee my die geleentheid om saam met jou te swing. Man, gee my die geleentheid om saam met jou te swing. Waar dink jy gaan daai bal opeindig? Hulle sal elke keer 'n nuwe bal moet bring. Want hy is nie die ander span nie. Moenie jouself gering ag nie. As jy uit hom uittree, yes, dan stom jy niks. As jy alleen swing, absoluut. As dit 'n wurm wat probeer swing.
maar jy is nie buite hom nie. Jy's in hom en hy's in jou. Moenie die krag van wie jy is gering ag nie. Weet jy wat so mooi van God is? Hy kan enigiets doen wat hy wil doen, maar is hy vreugde om dit deur jou te doen. Dis wat vir hom lekker is om dit deur jou te doen. Gee hom daai geleentheid. Ja. God met ons. Onthou jy so rukkie terug het ek 'n woord gebring het. Ek wil nou nie van jou verwag om so ver terug te onthou nie. Maar as in Kolossense 1 vers 27. As jy kan, blaai maar net gou weer soontoe. Kolossense 1 vers 27, en ek weet verskillende vertalings vertaal het anders. Ek gaan in vers 26 begin, en ek lees uit die 2020 vertaling uit. Hy sê die misterie wat vir eeue en geslagte lank verborge was, is nou aan sy heiliges bekend gemaak. Daar's 'n misterie wat die Ou Testament nie verstaan het nie. Wat selfs Dawid nie verstaan het nie. Hy het daarna gehunker om te begryp, wat is hierdie? Hoe werk hierdie? Maar dit was vir hulle toegemaak. Maar vir ons is dit geopenbaar. Wat is hierdie misterie? Hy sê God het besluit om aan hulle bekend te maak hoe ryk die heerlikheid van hierdie misterie vir alle nasies is. Christus is in julle. Die hoop op die heerlikheid. Christus is in jou. En jy moet verstaan, Bybelse hoop is nie soos ons hoop. Ek hoop het gaan ophou reën teen die tyd wat ons huis toe gaan. Nou, dis nou maar 'n 50-50 storie. Ek dink vandag is dit eintlik maar meer 80% dat dit gaan nog reën en 20% dalk dat dit nie gaan reën nie. Dis nie Bybelse hoop nie. Die Bybelse hoop is 'n vaste versekering dat wat jy hoop gaan gebeur. Hierdie hoop is hierdie afwagting in opgewondenheid. Hier kom 'n ding. Dis nie vir of dit gaan gebeur nie, is net vir wanneer. En die heerlikheid is my so 'n mooi verduideliking in Eksodus 33, vra Moses, Here, wys vir my die heerlikheid. Ek dink is vers 18 en 19. Dan kom God en hy sê, jy sal my heerlikheid, jy sal my goedheid sien wanneer ek by jou verbygaan. So die heerlikheid van God is sy goedheid. Nou sê hy, Christus in ons is die hoop, is hierdie vaste vertroue, is hierdie vaste opgewonde verwagting vir die goedheid van God deur my. Want hy is Immanuel. God met ons. Christus in ons. Ek wil jou weer nooi. Probeer dink. Jesus sit nie net langs jou vanoggend nie. Hy's in jou. En dis sy vreugde om deur jou dinge te doen. Begin net so dink. Begin net jou gedagtes verander, dat dit is die volmaakte wil van God, om deur my, in my en deur my. Wow. Wow. Gaan bietjie net saam met my, ek dink, ek weet nie van jou nie, maar ek weet in my eie lewe,
sukkel ek baie keer, of ek dink nie altyd daaroor, wat het dit om gekos, om God met ons te wees nie. Hoekom het hy as 'n babietjie na hierdie wêreld toe gekom? Hoekom moes hy mens word? Is hy nie God nie? Kon hy nie van die hemel af sê, okay, ek vergewe julle, kom ons begin oor bladsy 1, begin nou. In Genesis 1, as ons die goed wil verstaan, moet ons by die begin. In Genesis 1 sê God, vers 26, en God het gesê, laat ons mense maak, na ons beeld, na ons gelykenis, en gewoonlik stop ons daar, maar kyk wat sê hy hierna, en laat hulle heers. God het aan my en jou heerskappy gegee van hierdie wêreld. Kyk wat sê hy in vers 28. En God het hulle geseën en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit. Watter dit? Die aarde. Onderwerp dit en heers. God het aan ons heerskappy gegee. As mens. Toe sê hy vir hulle, hier's nou 2 bome. Hierdie een, moenie van hom eet nie. Don't do it. Hier is Jacques 3 vers 9, maar ek is vas oortuig dat God se liefdestaal is geloof, gehoorsaamheid en getrouheid. As daai 3 goed vir jou belangrik word en jy gryp dit vas en jy streef na dit met alles in jou met die hulp van die Heilige Gees. Ek dink as dit jou pa daarbo nie. Dis my seun daai. Dis sy liefdestaal is gehoorsaamheid. En dis die eerste ding wat die mens kom breek. Hoekom, nou is die vraag is altyd, hoekom het hy die boom maar gesit, as hy dan geweet het? Ek dink sy hoop was, ons sou nie, want dan ook liefde is nooit liefde, as daar nie 'n keuse is nie. Die rede hoekom ek weet, my vrou is lief vir my, want daar is baie visse in die see. En sy kon 'n ander een gekies het, maar vir een of ander onverklaarbare rede het sy my gekies. En sy, vir goed wat ek nie kan verstaan nie, stiek sy al met hierdie keuse vir die laaste 25 jaar. Daarom weet ek, sy is lief vir my. God het vir hulle keuse gegee, sodat hy kan weet, hulle het hom lief. En ons weet wat het nou gebeur. Maar deur daai keuse wat hulle gemaak het om teen hom ongehoorsaam te wees, het hulle die mag en die autoriteit wat hulle gehad het, vir die een gegee wat vir hulle kom lieg het. So die mens vir wie God autoriteit gegee het, gee dit weg. 'n mens moes dit weer kom terugkry. En daarna is miljoene mense gebore en nog nie een van hulle het ooit dit reg gekry om daai mag terug te vat by die vyand nie. En daarom moes God as 'n mens kom. Want 'n mens moes die mag by die vyand terugvat
Ek sien julle kyk my baie snaaks aan. Ek het nou nie regtig vandag tyd om daai mooi met jou deur te trap nie, maar kyk net wat sê Jesus in Matteus 28, net voor hy opgevaar het. En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Aan my is gegee alle mag. So iemand het mag gehad, maar iemand het nou nie meer mag. Want alle mag, die Engels vertaal het as autoriteit, authority. To me is being given all authority. So iemand daarbuiten het nie meer autoriteit nie. Ek wil hom daarmee ook bemoedig vandag, die vyand het nie autoriteit nie. Zero. Want Jesus het alles. Wow. Ja, maar hy doen dit, en hy het my kar dit, en hy het my gedat, en my klein toontjie gedeen, hy kan net doen wat jy hom toelaat om te doen. Maar hy het nie autoriteit nie, hy het nie mag nie. Maar oké, Jesus kom, 'n mens gee weg, wat God vir ons gegee het, en 'n mens kom, en hy kom haal terug, wat ons weggegee het, maar kyk wat het hom gekos. Ons is by Kolossense 2, ek gaan in vers 6 begin, hy sê, aangesien julle dus Christus Jesus die Here aangeneem het, bly leef in hom. Jy is nou nie waar ek wil wees nie. Is Filippense 2, ok, ons moet net in die regte boek kom, dankie, ekskuus. Filippense 2, hoewel hy in die gestalte van God was, hy praat hier van Jesus, het hy gelykheid aan God nie beskou as iets om aan vas te klem nie. Hy was in die gestalte van God, hy het nie beskou as iets om aan vas te klem nie, om iets om aan vas te gryp nie. In vers 7 sê hy, maar hy het homself daarvan leeg gemaak. Die prys wat Jesus betaal het, om 'n mens te word, was dat hy homself leeg gemaak het van sy goddelikheid. Het ons begrip wat dit beteken. En hy toe in die vorm van 'n mens verskyn. Hy het homself verneerder deurdat hy gehoorsaam geword het. Hier is daai gehoorsaamheid. Die ongehoorsaamheid van Adam het Jesus kom herstel deur gehoorsaam te wees. Hy het daai liefdestaal, daai kring het hy kom toemaak, en wie kom gehoorsaam wees. En hier is my nog iets wat net so side note, hy sê, hy het homself verneder deurdat hy gehoorsaam geword het. Ware nederigheid is gehoorsaamheid aan God. Nederigheid is nie, ekskusie, ek is net 'n wurmpie, ekskusie, ek wil ook net 'n plekjie in die sonnetjie hê, sorry, nee. Nee. Dis nie nederigheid nie, dis aangeplakte, ek weet nie wat die regte woord daarvoor is nie. Nederigheid is gehoorsaamheid aan God. En as God sê, jy is die geregtigheid van God, as sy woord sê, jy is die geregtigheid van God, dan is jy die geregtigheid van God. As hy sê, jy is 'n seun van God, dan sê jy seun van God. Is nie nederigheid om te sê, nee, skies maar, ek is ook nog net 'n sondaar. Jy is niks 'n sondaar nie. Jy is 'n wedergebore kind van God. God het nie kleinkinders en stiefkinders nie. Hy het net kinders. Hy het net seuns. En as jy sê, jy is 'n sondaar, is jou pa 'n sondaar. Want jy is afkomstig van jou pa. Ekskuus, ek gooi julle klomp goed vandag, maar ons moet oor hierdie goed dink, sodat ons kan dink soos hy dink.
Maar hy het 'n mens kom word. Hy het dit nie roof geag, sê die ou vertaling, om aan God gelyk te wees nie. Maar het jy al daaraan gedink, dat hy die vorm van 'n saad kom aanneem? Want het vat 'n saad, om 'n vrou te bevrug. Hy's God, hy kon as 'n 30-jarige volwasse man gesê het, tada, hier's ek doen gaan my bediening, ek gaan kruis toe, my bloed is nog steeds onskuldig, ek sterf vir jou, maar dis nie hoe hy dit gekies het nie. Hy los sy plek as koning van die heelal. En hy vat die vorm van 'n saad. En hy begin waar ek en jy begin het. As 'n saad en 'n eier. Hy ruil die lig van die heerlikheid van die hemele vir die donkerte van 'n baarmoeder, want hy wil God met jou wees. En hy begin soos ek en jy begin het. 2 selletjies, 4 selletjies, 8 selletjies, 16 en so. Hy begin as 'n fetus. 9 maande, net soos ek en jy, sodat ons nie kan sê, maar hy was anders, hy het 'n voordeel gehad. God, kom suig aan 'n vrou. Dis hoe nederig hy was. Dis hoe gehoorsaam hy was, want hy wil in die volheid van mens vir my en jou kom sê, ek is God met jou. Daar's niks in jou lewe wat jy kan sê, maar Jesus het nie dit deurgemaak nie. Ek is alleen in hierdie. Hebreërs sê, hy is in alle punte beproef, net soos ek en jy. Hier's nog iets net om jou mind so 'n bietjie te scramble. So ons weet en ons bely dit dat hy was ten volle mens, maar hy was ook ten volle God. Of ten volle God, maar ook ten volle mens. Hoe weet ek hy was ten volle mens? Want jy kan nie God versoek nie. En die Hebreërs skrywer sê, hy was in alle punte versoek, net soos ek en jy. So dis kom ek weet, hy was ten volle mens. Hy het geleef as 'n mens, sodat ek en jy iets het om na te streef. Ons het 'n voorbeeld, ons het 'n blou druk wat ons kan sê, dit is my potensiaal. Verskoon my as ek verkeerd is, maar iemand het vir jou gesê, jy kan nie veel word nie. Dit is eintlik ook vir jou nie. Dit is nie God se bloudruk vir jou nie. Al die potensiaal is in jou, in Christus. Kyk weg van jou verlede, kyk weg van waar jy was, wat jou ondervinding was. Ek wil jou aanmoedig, maar ek wil jou aanmoedig, begin Matteus, Markus, Lukas, Johannes lees, oor en oor en oor en oor, en kyk na Jesus as jou voorbeeld, en sê, dit is my potensiaal. Want wat in hom was, is in jou. Dieselfde Heilige Gees waarmee Jesus gedoop is jy mee gedoop. Alles waartoe hy in staat was, is jy toe in staat. Want hy het ten volle soos jy geleef, sodat jy ten volle soos hy kan wees. Is in jou. Dis in jou. Die uitnodiging is vandag, ek is God met jou. Jou begin hoef nie jou einde te bepaal nie. Jy's nog ver van te oud. Here. Dankie, Here Jesus.
Ek wil julle almal aanmoedig. As jy, daar's niks daarmee fout, as jy deur die evangelies lees en jy sien vir die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het en jy wil iets by haar leer oor geloof, yes. En as jy iets by die melaatse wil leer oor dankbaarheid, yes. Maar as jy wil weet wie jy is, en wat is jou potensiaal? Jesus. Jesus is ons potensiaal. Ek het 'n droom vir Kenton Park. Dat ons sal begin om ware disippels te wees. En hoor my net eers mooi as ek hierdie vir jou sê, ek wil jou nie op 'n guilt-trip stuur, jy's nou nie 'n ware disipel of wat. Maar ek het 'n droom dat ons ware disippels sal wees, want wat is 'n disipel as ek kyk na die woord se beskrywing en ek kyk na wat Jesus gedoen het, toe hy 2 of 2,5 jaar saam met hulle was, toe sê hy, right, nou gaan doen julle wat ek gedoen het. Nee, ek kan nie, ek is nog nie te sondaar. Weet ek nie pastoor se geloof nie, sorry nee. Nee. Hy het nie gestaan vir daai verskonings nie. Maar 'n disipel is iemand wat gegaan het en hom gedupliseer het. Hy het gekom as een persoon, ten volle mens, ten volle God, maar toe het hy gegaan en gesê, nou is dit julle game. Ek en jy is vandag hier as gevolg van daai 11, en ek sê nou die 11, want Judas het nou die bus gemis. Maar ek en jy is vandag hier as gevolg van wat daai 11, die geloof wat God in daai 11 gehad het, om Jesus te gaan dupliseer. En hulle het oor en oor en oor gedoen. Ek het niks meer as wat jy het nie. Ja, ek weet, pastoor Elma sal my verstaan en met my saamstem, sy het niks meer as wat jy het nie. Want ons net een tipe Heilige Gees. Selfs Jesus se bediening begin nadat die Heilige Gees hom gedoop het. As jy die Heilige Gees het, het jy alles wat jy nodig het. En my droom is dat ons dit sal begin uitleef. As ons siekte sien, ek is nie bang vir jou nie. As ek na my Here Jesus kyk, dan sien ek, hy het almal genees. So ek het die potensiaal om almal te genees. As ek 'n tekort sien, dan sê ek, ek is nie bang vir jou nie, want my Here Jesus het na 5 broodjies gekyk en gesê, hier is potensiaal om 5000 te voer. Jou beersie. Ekskuus, gee my net 'n oomblik. Ja, geld nie. Ja. Ek sien nie jy kort iets nie. Nee, ek wil vir jou, ek weet nie of jy vir God gevra het vir geld nie. Nee. Maar ek wil vir jou sê, hierso is saad. Hier is potensiaal, vat dit. Dis joune. Dis nie baie nie. Maar as hy saam met jou swing, as jy jou vertroue saam met hom in dit sit, daar's saad. Hy het gekom as 'n saad. En kyk waar is ons vandag.
Kyk na die potensiaal van daai saad. Hy gee vandag vir jou 'n saad. Kyk waantoe vat dit jou. Ek gaan 'n crash landing doen vandag. Ek voel ons moet hier ophou. En ek weet dit voel soos 'n crash landing, maar dis okay. Ek dink ons het elkeen iets gekry hier wat ons moes. Maar God is met jou. As ek net een ding by jou kan vasmaak vandag is, hy's met jou, hy's in jou en hy is jou hoop. Dis jou hoop, omdat hy in jou is. En daai hoop wat jy het, is dat jy sy goedheid in hierdie lewe sal sien. Dis nie vir eendag as ons hemel toe gaan nie. Dis vir nou. Vir nou. Anders is hy jou sekond na wedergeboorte, het hy jou gelyk gemaak, dat jy kan hemel toe gaan, dat jy tog kan beleef. Nee, hy wil hê jy moet nou in hierdie lewe Jesus gaan wees. Eerstens wil hy hê jy moet Jesus beleef in jou. Hy wil hê jy moet daai liefde, daai onvoorwaardelike, ek het gegee sonder om iets van jou te verwag. God het nie geweet hoe gaan jy optree toe jy gehoor het, Jesus het vir jou gesterf nie. Hy het die hoop gehad dat jy sou reg kies. En daai hoop is vandag in my en jou. En dat ons sy goedheid sal sien en sal ervaar in hierdie lewe. Nou. So. Sal jy omgee om saam met te staan dan bid ons nie. Ekskuus, ek het nou gesê ons gaan klaar, maar ek wil net hierdie stuk vir jou. Psalm 37. Sjoe. Okay, ek het nou iets anders gehad, maar die Here wys my iets anders. Ek wou vir jou vers 4 gegee het, maar hy sê vir my vers 19. Hulle sal nie beskaam staan in slegte tye nie. En in die dae van hongersnood sal hulle versadig word. Dit maak nie saak hoe dit daar buite gaan nie. Dit maak God geen nie om vir omstandighede nie. Dit roer hom nie. Ons kry 2 keer wat 'n storm omvang op die see. Dit het hom nie geroer nie. Inteendeel, hy het bo op die een op die see nog geloop ook. En hy het een van sy disippels gesê, kom. Jy kan dit saam met doen. Maar hy wil vandag vir jou sê, in dae van hongersnood sal jy versadig wees. Wow. Daar's vir jou voorsiening. Daar's vir jou meer as genoeg. Want God is met jou. Hy is Immanuel. Here, dankie vir u goedheid, u guns, u liefde. Dankie dat u in ons is. Dankie dat u deur wedergeboorte die weg kom baan het. Sodat my gees en u gees een kan wees. Dankie Here, dit is u vreugde om in my te leef, maar ook deur my te leef. Help ons om ons gedagtes te vernuwe tot hierdie waarheid. Help ons Here, hoe lyk dit om saam met u te swing?
Dankie, ons is nooit alleen nie. U is met ons in elke oomblik, in elke opsig, in alles wat ons doen, is U daar. Ons hoef nie van elders af te bid nie, ons hoef nie te soebat en te smeek nie, want U is Immanuel, God met ons, in ons. Dankie Here, ons is lief vir U. Dankie dat U ons eerste lief gehad het, in Jesus naam. Amen. Amen.